Goeiemôre. Dit is Woensdag 15 Mei vandag. Ek is Estie Geldenhuys en ek staan weer hier in die tuin en ek moet jou sê dit is maar koud en dit is nog redelik donker, maar kom ons raak stil voor ons Vader en ontvang wat hy op sy hart vir ons het vandag. Dankie Vader dat U my begelei om in hierdie reeks in te stap wat U nou gevra het ek moet doen. En ek wil net vra Vader dat U asseblief self voor elkeen van ons sal uitstap en dat U aan ons sal duidelik maak wat dit is, hoe dit is, wat ons hierdie besigheid van die duif moet verstaan. Waar pas ek in? Vader, ek bid dat U vir elkeen individueel sal help om te ontdek wie ons waaragtig in U en in die liggaam van Christus is. Dankie dat U ons elkeen uniek geskep het. Nie twee mense is eeners nie, maar het elkeen met besondere gawes en talente en 'n bydrae om te maak tot die uitbreiding van die koninkryk. Dit was wat in U hart was toe elkeen van ons gemaak het. Niemand van ons is hier maar net om 'n saamloper te wees nie. Ons het almal 'n spesifieke rol. Vader, ek bid in die naam van Yeshua dat U vir elkeen wat ooit na die boodskap luister, die dringendheid sal gee om by U self te gaan hoor. Wie is ek in U? Wat is dit wat U van my verwag in my wandel op hierdie aarde? Dankie Vader, ek prys U naam. Halleluja. Nou ons het gesels oor die wonderdag van dat ons Vader ons elkeen absoluut uniek gemaak het, maar ook volgens die plan waarvoor hy toegelaat het dat ons gebore is. Ek moet weer kyk na Efesiërs 1 vers 3 tot 5. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Vergeet van 'n uitverkiesingsleer. Dit maak mense kop te mekaar. Wat eintlik hier staan is dat die Here God ons geken het en het gekies wanneer ons gebore sal word op hierdie aarde. Vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. En dit wil ek nou vra. Hoor mooi, hy het voorbeskik om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus. Maar weet jy wat? Dit was Vader God se voorneme. My vraag is nou, weet ek en jy dat ons alreeds daardie besluit geneem het om te antwoord op hierdie versigtiging in die hart van die Vader? Weet jy dat jy ja gesê het, dat jy glo in Jesus as jou verlosser? Vader, dankie dat as daar enige een is wat nou na hierdie boodskap luister en onseker voel, Vader, praat met ons, dat ons sal luister tot U vir ons begelei tot volle geloofsekerheid in die Messias wat Jesus die Christus is. Dit vra ek in die naam van ons Vader. Amen. Die belangrike punt is, ons Vader het elkeen van ons uitgedink voordat hy besluit het vanuit watter moederskoot ons gebore sou word. Want weet jy wat, toe moes hy nog ons ma en ons pa en selfs boeties en sissies ook vir ons kies, want hy het geweet in watter milieu sal dit wat hy my beplan om te word, watter milieu sou my die beste geleentheid gee om te ontwikkel tot hierdie mens wat hy graag wil dat ek moet wees. Weet jy, ek was een keer op 'n mannekamp, en ek het al die goed daar bedien, en daar was van daai groot boere manne wat begin huil het. En hulle het net gesê, hulle het nooit besef dat hulle as pa vir hulle kind uitgekies is. Dit het hulle geklap. En ek dink ek en jy kan ook gerus maar weer na ons kinders kyk. En besef, ons Vader het gedink, weet jy, en dan almal van ons nou nie sulke grand verhoudings met ons kinders gehad of ergens dit iets dalk skeef geloop. Hou vas daaraan. Steeds dat ons Vader gedink het, daar's nie 'n beter ma of 'n beter pa vir jou kinders as jouself nie. Mag ons asseblief hierdie ding glo,
dat die Here God geweet het wat in ons is, wat ons kan oordra aan ons kinders. Weet jy wat, niemand van ons is grand of oulik buite ons Vader nie. Die mens kan so dik nek skiet net, kan so dink jy is grand, so baie van onsself dink, dat alles in en om ons totaal verwoes word. Dis moontlik. En daarteen moet ons staan. Sien die Vader as die groot orkesleier agter elke mens wat op aarde staan. Hy ken elkeen en hy het bepaal. Dis net ons Vader wat ons byvoorbeeld die potensiaal van ons kinders in 'n draak sien in ons kinders, in ons Vader. Met ander woorde, hy het vir ons ook die genade en die krag gegee om na ons kinders te kyk en te kan besef, wie het God hulle bedoel om te wees? Laat ons uit daardie oogpunt ook na ons eie kinders kyk. Weet jy wat? Sonder hom gaan alles uiteindelik oor onsself. En ons verstaan nie die groter prentjie nie. Dankie Vader dat ek kan vra, wees u altyd, asseblief, sentraal. En ons kyk na onsself en ons kyk na ons gesinne. Dat ons u daarin sal raak sien. Weet jy, niks is vir ons Vader 'n verrassing nie. Hy bepaal alles. Elkeen van ons en elkeen van ons nageslag is nie alleen vir 'n spesifieke doel geskep nie, maar ook toegerus vir daardie doel. Daarom is ons elkeen gebore om in 'n tyd soos die te leef. Weet jy, dit is vir my absoluut 'n goddelike wete dat die Here God bepaal het dat almal wat vandag op hierdie aarde is, vandag op hierdie aarde sal wees vir 'n rede. Daar bestaan nie iets soos toevallig nie. Daar is net toeval die lig. Weet jy, en dis nou weer waar ek by die duif uitkom, en ek gaan nou nog verder oor die duif gesels, maar ek wil net vandag so inleidend daaroor praat. Veral ten opsigte van toerusting wat ons Vader ons gegee het. Die hele samestelling van die duif leen hom tot hierdie lering. Ek is so dankbaar dat ek het jare gelede by Lisette van Dijk geleer het. En weet jy, ons toe by Arthur Burke, gaan kyk ook gerus na Arthur Burke so goed. Daar is net soveel lering en alles kom waaragtig by mekaar hier in die duif. Weet jy, dink 'n bietjie die duif. Ook in Bybelse tye was daar soveel insidente waar die duif aangedui word as 'n simbool van vrede of 'n oplossing of 'n goddelike boodskap. Onthou jy, toe ons Messias gedoop is in die Jordaan, Johannes die Doper het hom gedoop, toe hy uitkom uit die water uit, het daar 'n duif op hom neergedaal. Weer 'n keer, 'n duif. Arme mense, wat nie offerandes kon bekostig nie, mag ook in Bybelse tye 'n duif gebring het om te kan offer. Dit is ook baie belangrik om te onthou dat hierdie hele bediening 'n bediening van Heilige Gees is. Hierdie hele duifbediening is 'n Heilige Gees bediening. Ons Vader het elkeen van ons vir 'n roeping toegerus, en dit is Heilige Gees wat ons hierin leer en begelei en ondersteun. En as jy dalk hoor dat ek die lidwoord die voor Heilige Gees weggooi, dan hoor jy raak. Weet jy, jare terug het ek in die ateljee gesit met 'n man en vrou wat in die sendingveld in die ooste was. En ons het 'n heerlike uitsending gehad en die hele pad van die uitsending praat hulle oor Heilige Gees en Heilige Gees, en toe is nou klaar is met die uitsending. Toe sê ek vir hulle, wag, stop 'n bietjie die lorry. Ek wil nou eers hoor wat het van die lidwoord geword. Hulle het gelag of my gesê, hoor jy, gooi hom 'n bietjie weg en kyk of hy nie ook vir jou 'n persoon word nie. Hoekom praat ons nie van die Vader en die Jesus, maar die Heilige Gees? Gooi die weg en kyk hoe dat hy vir jou regtig waar 'n persoon word. Maar kom ons kyk gou na die detail van die duif. En ja, daar is 2 vlekke en 'n stert.
Elkeen van die vlerke het 9 penvere en die eerste vlerk verteenwoordig die gawes van die Gees, waarvan daar waarlik 9 is. Een vir elkeen van die 9 penvere. Ons leer daarvan, van Paulus se kant af, in 1 Korinte 12 vers 8 tot 10. En volgende week sal ek dan begin om al hierdie gawes lekker met jou deur te praat. Maar ek wil net vandag eers die groot prentjie gee. Elkeen van ons het spesifieke gawes ontvang. Nou met 'n aanleg, waarin ons goed en gelukkig voel. Ons voel tuis. Byvoorbeeld, baie mense voel nie tuis voor 'n gehoor nie. En ander mense kan nie wag om voor 'n gehoor te kom nie. Hoor jy? Party mense is tuis voor die rekenaar as hulle iets ondersoek en ander mense sê, wat 'n mors van tyd. So elke mens het spesifieke gawes of aanlegte dan, en daarin floreer jy. Weet jy, en dis ook nou waar die Spreuke vers inkom, van Spreuke 22 vers 6, en ek lees dit uit die Amplified vertaling. Train up a child in the way he should go. Train up a child in the way he should go, and in keeping with his individual gift or bent. And when he is old, he will not depart from it. Dis die eerste vlek. Die gawes van die Gees. Die tweede vlek gaan oor die gesindheid. En natuurlik vind ons dit in die vrug van die Gees. Die werking van die vrug van die Gees bepaal ons gesindheid, en ons gesindheid bepaal hoe ons alle omstandighede in ons lewe benader. Ek wil vir jou sê, ons gesindheid bepaal hoe ons leef. Dis die tweede vlek. Hoe leef ek en jy vandag die vrug van die Gees uit? Gaan kyk so lank weer na Galasiërs 5:22 vir die tweede vlek, en kan jy glo, daar is waarlik ook 9 elemente. Dan staan die stert. Want die stert het te maak met 7 spesiale genadegawes. Profeet, dienaar, leraar, vermaaner, uitdeler, voorloper en barmhartige. En daarvan lees ons weer in Romeine 12 vers 7 tot 8 het ek gesê, dat die vrug van die Gees staan in Galasiërs 5:22, en dan die stert van die spesiale genadegawes staan in Romeine 12 vers 7 tot 8. Dink 'n bietjie daaraan, die sterk roer van 'n boot bepaal die koers waarin die boot gaan vaar. En dit is min of meer wat hierdie stert vir my en jou doen. Dit bepaal watter rigting, hoe en hoe nie ons die ding gaan doen, né? En onthou nou ook, ek wil afsluit hiermee, 'n duif kyk nie waar hy vlieg nie, maar waar hy kyk, daarheen vlieg hy. Gaan kyk gerus weer na 1 Johannes 4 vers 16 tot 21, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly in God en God in hom. Gaan kyk asseblief gerus weer na die hele 1 Johannes 4 vers 16 tot 21, want daarin sê ons Vader vir ons moet in hierdie lewe as duwe na die liefde kyk, en na niks anders, niks wat teen die liefde staan, gaan ons bring waar ons Vader wil hê ons moet wees in ons skepingsdoel nie. Dankie Vader, dat U in alles so presies is. Dankie vir al hierdie teksverse wat ons nou in die volgende tydjie bietjie gaan deurtrap. En dankie dat U vir ons 'n vrede en 'n opgewondenheid gee om te verstaan, en om ook te verstaan waar pas ek in, sodat ons dit kan loop leef, en dat ons mekaar kan verstaan en mekaar kan toelaat om te wees wie ons in U bedoel is om te wees. Dankie Vader, leer ons om in liefde na almal te kyk om ons. Ons prys en eer U naam. Halleluja. Amen.